OK julle, ons gaan aan met 2 Konings vanaf hoofstuk 5. Naaman, die Arameer, word genees van sy melaatsheid en Gehazi word melaats. En Naham, die leerowerste van die koning van Aram, was 'n groot man voor sy heer en hoog in aansien, want deur hom het die Hemelse Vader aan die Arameërs 'n oorwinning gegee en die man was 'n dapper held, maar melaats. En die Arameërs het in bendes uitgetrek uit die land van Israel 'n klein dogtertjie as gevangene weggevoer, wat in die diens van Naaman se vrou gekom het. En sy het vir haar meesteres gesê, ag, was my heer maar net by die profeet wat in Samaria is, dan sou hy sy melaatsheid weggeneem het. Toe gaan hy in en gee aan sy heer te kenne en sê, so en so het die dogtertjie gespreek wat uit die land van Israel kom. En die koning van Aram sê, gaan dan, ek wil 'n brief aan die koning van Israel stuur. En hy het gegaan en 10 talente silwer en 6000 sikkels goud en 10 stel klere saam met hom geneem en aan die koning van Israel die brief gebring en die volgende inhoud. Saam met hierdie brief aan u stuur ek nou my dienaar Naaman na u toe, dat u sy melaatsheid kan wegneem. Sodra die koning van Israel die brief gelees het, skeer hy sy klere en sê, is ek dan God om dood en lewend te maak, dat hierdie man na my stuur om van 'n man sy melaatsheid weg te neem? Erken en sien tog net hoe dat hy 'n geleentheid teen my soek. Maar toe Elisa die man van God hoor, dat die koning van Israel sy klere geskeur het, laat hy die koning weet, waarom skeer u klere? Laat hom maar na my kom, dan sal ek weet dat daar 'n profeet in Israel is. So het Naaman dan gekom met sy perde en met sy waans en voor die deur van Elisa sy huis stilgehou. Toe stuur Elisa 'n boodskapper na hom om te sê, gaan heen, was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jou vlees terugkeer en jy sal rein wees. Maar Naaman het baie kwaad geword en weggegaan en gesê, kyk, ek het gedink hy sal sekerlik na my uitkom en staan en die naam van die Hemelse Vader sy God aanroep en sy hand oor die plek heen en weer beweeg en die melaatsheid wegneem. Is Abana en Farpar, die riviere van Damaskus, nie beter as al die waters van Israel nie? Kon ek my nie daarin was en rein word nie? En hy het omgedraai en vererg weggery. Toe kom sy dienaars nader en spreek met hom en sê, my vader, as profeet u 'n groot saak beveel het, sou u dit nie doen nie. Hoeveel te meer nou dat hy u gesê het, was jou en jy sal rein word. Daarop het hy afgeklim en 7 maal in die Jordaan ondergeduik volgens die woord van die man van God. En sy vlees het teruggekeer soos die vlees van 'n jong seun en hy het rein geword. Toe draai hy om na die man van God en sy hele gevolg, en hy het ingekom en voor hom gaan staan en gesê, kyk, nou weet ek dat daar geen God op die hele aarde is nie, behalwe in Israel. Neem dan nou tog 'n geskenk aan van u dienaar. Maar hy sê, so waar as die Hemelse Vader leef, voor wie se aangesig ek staan, ek sal dit nie aanneem nie. En hy het by hom aangehou om dit aan te neem, maar hy het geweier. En Naaman het gesê, so nie, laat dan tog aan u dienaar 'n vrag grond gegee word, soveel as 'n paar myle kan dra, want u dienaar sal nie meer 'n brandoffer of 'n slagoffer aan ander gode bring nie, as net aan die Hemelse Vader. Mag die Hemelse Vader in hierdie saak u dienaar vergewe, as my heer in die huis van Rimon ingaan om hom daar neer te buig, terwyl hy op my hand leun, sodat ek my ook in die huis van Rimon neerbuig. As ek my neerbuig in die huis van Rimon, mag die Hemelse Vader dan tog hierdie saak u dienaar vergewe. En hy sê vir hom, gaan in
vrede, nadat hy 'n ent op die pad hom weggetrek het, sê Gehasie die dienaar van Elisa, die man van God, kyk, my heer, jy het hierdie Arameer Naaman verskoon deur nie uit sy hande aan te neem wat hy gebring het nie, so waar as die hemelse Vader leef, sekerlik sal ek agter hom aanloop en iets van hom aanneem. So het Gehasie dan Naaman haastig gevolg, en toe Naaman een agter hom aan sien hardloop, het hy van die wa afgespring hom tegemoet en gesê, gaan dit goed? En hy antwoord, dit gaan goed, my heer, stuur my om te sê, kyk, daar het nou net 2 jong manne, profete seuns, van die gebergte van Efraim af, na my gekom, gee aan hulle tog 'n talent silwer en 2 stelle klere. En 'n man sê, neem asseblief 2 talente, en hy het by hom aangehou en 2 talente silwer in 2 geldsakke toegebind, en saam met 2 stelle klere, en 2 van sy dienaars gegee, wat dit voor hom uitgedra het. En toe hy by die heuwel aankom, het hy dit uit hulle hand geneem, en dit in die huis in bewaring gegee, en die manne laat gaan, en hulle het weggegaan. Toe hy dan inkom, en by sy heer staan, sê Elisa vir hom, vanwaar Gehasie? En hy antwoord, die dienaar het nêrens heen gegaan nie, maar hy sê vir hom, het my hart nie saamgegaan toe 'n man van die wa af omgedraai het, en jou tegemoet gekom het nie? Is dit tyd om die silwer te neem, en om die klere te neem, en olyfboom, en wingerde, en kleinvee, en beeste, en slawe, en slavinne? Daarom sal die melaatsheid van Naaman jou en jou nageslag vir ewig aankleef. En hy het van hom uitgegaan, melaats soos sneeu. Tot sover. Hoofstuk 6. Elisa laat die eysterdruiwe, die Arameërs, word verblind. En die profete seuns het vir Elisa gesê, kyk tog, die plek waar ons voor u woon, is vir ons te nou. Laat ons tog nou na die Jordaan gaan, en elkeen daarvandaan 'n balk gaan haal, dat ons daar vir ons 'n plek kan maak, om daar te woon. En hy het gesê, gaan. Maar een sê, gee tog asseblief saam met u dienaars, en hy antwoord, ek sal gaan. En hy het saam met hulle gegaan, en toe hulle by die Jordaan kom, het hulle bome omgekap, maar terwyl een balk kap, val die eyster in die water, en hy roep en sê, ag my heer, dit is nogal geleen. En die man van God vra, waar het dit geval? En toe hy hom die plek wys, het hy 'n stok afgesny, en daarin gegooi, en die eyster bo laat drywe. En hy sê, haal dit nou maar uit, en hy het sy hand uitgesteek en dit geneem. Terwyl die koning van Aram besig was om oorlog te voer teen Israel, het hy met sy dienaars beraadslag en gesê, op die en die plek sal my laar staan. Maar die man van God het die koning van Israel laat weet, pas op dat u nie deur daardie plek trek nie, want die Arameërs trek daarheen af. Daarom het die koning van Israel na die plek gestuur waarvan die man van God met hom gespreek en waarvoor hy hom gewaarsku het, en hy was daar op sy hoede, nie net 1 maal of 2 maal nie. Toe word die hart van die koning van Aram hieroor onrustig, en hy roep sy dienaars en sê vir hulle, kan julle my nie te kenne gee wie van ons mense vir die koning van Israel is nie? En een van sy dienaars het geantwoord, nee my heer, die koning, maar Elisa, die profeet wat in Israel is, kan die koning van Israel die woorde te kenne gee wat u in u slaapkamer spreek. En hy sê, gaan kyk waar hy is, dat ek hom kan laat vang. En daar is aan hom te kenne gegee en gesê, hy is daar in Dothan. So het hy daarheen perde en strydwaans en swaar leer gestuur, en hulle het in die nag gekom en die stad omsingel. En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan
en uitgaan was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad. En sy dienaars sê vir hom: "Ag my heer, hoe sal ons maak?" Maar hy antwoord: "Vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is." En Elisa het gebid en gesê: "Hemelse Vader, open tog sy oë dat hy kan sien." En die Hemelse Vader het die oë van die dienaar geopen, dat hy kon sien, en met eens was die berg vol perde en waans, 4 rondom Elisa. En toe hulle na hom afkom, het Elisa tot die Hemelse Vader gebid en gesê: "Slaan tog hierdie mense met blindheid." En hy het hulle op die woord van Elisa met blindheid geslaan. Daarop sê Elisa vir hulle: Dit is nie die weg en dit is nie die stad nie. Volg my, dan sal ek julle lei na die man wat julle soek. En hy het hulle na Samaria gelei. En by hulle aankoms in Samaria sê Elisa: "Hemelse Vader, open hulle oë dat hulle kan sien." En die Hemelse Vader het hulle oë geopen dat hulle kon sien, en daar was hulle binne in Samaria. En die koning van Israel sê vir Elisa toe hy hulle sien: "Moet ek verslaan, my vader?" Maar hy antwoord: "U mag nie verslaan nie. Sou u dan verslaan dat u die wat u met die swaard en u boog as gevangenes weggevoer het? Gee aan hulle brood en water voor, dat hulle kan eet en drink en na hulle heer kan trek." En hy het hulle 'n groot maaltyd berei, en nadat hulle geëet en gedrink het, laat hy hulle gaan. En hulle het na hulle heer getrek, en die bendes van die Arameërs het verder nie meer in die land van Israel gekom nie. Beleg en wonderbare verlossing van Samaria, vanaf vers 24. En daarna het Ben-Hadad, die koning van Aram, sy hele leer versamel en opgetrek en Samaria beleer. En daar was 'n groot hongersnood in Samaria, want hulle het dit beleer totdat 'n eselkop 80 sikkel silwer en 'n kwartklap duiwemis 5 sikkel silwer werd was. En terwyl die koning op die muur verbygaan, roep 'n vrou na hom en sê: "Help, heer koning." Maar hy antwoord: "As die Hemelse Vader jou nie help nie, waarvandaan moet ek jou dan help? Van die dorsvloer of van die parskyp?" Verder sê die koning vir haar: "Wat is dit met jou?" En sy antwoord hom: "Hierdie vrou het vir my gesê: Gee jou seun dat ons hom vandag eet, dan kan ons môre my seun eet. So het ons dan my seun gekook en hom geëet. Maar toe ek die volgende dag vir haar sê: Gee jou seun dat ons hom kan eet, het sy haar seun weggesteek." En toe die koning die woorde van die vrou hoor, skeer hy sy klere terwyl hy op die muur verder loop. En die mense het gesien hoe daar 'n roukleed onder op sy liggaam was. En hy sê: "Mag God so aan my doen en so daaraan toedoen, as die hoof van Elisa, die seun van Safat, vandag op hom sal bly staan." En terwyl Elisa in sy huis sit en die oudstes by hom sit, het die koning 'n man voor hom uitgestuur. Maar voordat die boodskapper by hom kom, sê hy aan die oudstes: "Het julle gesien dat hierdie moordenaarskind stuur om my hoof af te slaan? Let op, sodra die boodskapper kom, sluit dan die deur toe en druk hom met die deur weg. Is die geruis van sy heer se voetstappe nie agter hom nie?" Terwyl hy nog met hulle spreek, kom die boodskapper juis af na hom toe. En die koning sê: "Kyk, hierdie onheil kom van die Hemelse Vader. Wat sou ek langer op die Hemelse Vader wag?" Tot sover. Toe sê Elisa: "Hoor die woord van die Hemelse Vader. So spreek die Hemelse Vader: Môre omtrent sulke tyd sal 'n maat fyn meel
'n sikkel en 2 mate gars, 'n sikkel kos in die poort van Samaria. Maar die adjutant op wie se arm die koning geleun het, antwoord die man van God en sê, al maak die hemelse Vader ook vensters in die hemel, sou dit kan gebeur? En hy sê, kyk, jy sal dit met jou oë sien, maar nie daarvan eet nie. En daar was 4 melaatse manne by die ingang van die poort. Hulle het die een vir die ander gesê, wat bly ons hier totdat ons sterwe? As ons sê, laat ons in die stad ingaan, aangesien daar hongersnood in die stad is, sal ons daar sterwe, en as ons hier bly, sal ons sterwe. Kom dan nou en laat ons oorloop na die laar van die Arameërs. As hulle ons laat lewe, dan bly ons lewe, en as hulle ons doodmaak, dan sterwe ons. En hulle het klaargemaak in die aandskemer om in die laar van die Arameërs in te gaan. Maar toe hulle aan die buitekant van die laar van die Arameërs kom, was daar niemand nie, want die hemelse Vader het die leer van die Arameërs, 'n gedruis van waans en 'n gedruis van perde en 'n gedruis van groot leermagte laat hoor, sodat hulle die een vir die ander gesê het, kyk, die koning van Israel het die konings van die Hetiete en die konings van die Egiptenaars teen ons gehuur om ons te oorval. Daarom het hulle in die skemer klaargemaak en gevlug, maar hulle tente en perde en esels, die laar soos dit was, in die steek gelaat en hulle het vir hulle lewe gevlug. En toe daardie melaatse man en by die kant van die laar kom, het hulle een tent binne gegaan en geëet en gedrink, daar silwer en goud en klere uit weggeneem en dit gaan begrawe. Daarna het hulle teruggekom en 'n ander tent binne gegaan en ook daaruit weggeneem en dit gaan begrawe. Toe sê hulle die een vir die ander, ons doen nie reg nie, hierdie dag is 'n dag van goeie boodskap en ons bly stil. As ons vertoef tot die môrelig toe, dan sal ons skuldig staan. Kom dan nou, laat ons gaan en dit in die huis van die koning vertel. En hulle het gekom en na die poortwagters van die stad geroep en aan hulle 'n berig gebring en gesê, ons het by die laar van die Arameërs gekom, maar kyk, daar was niemand en geen mens se stem nie, maar net vasgemaakte perde en vasgemaakte esels, tente net soos dit was. En toe die poortwagters het geroep en dit binne in die huis van die koning vertel, toe staan die koning in die nag op en sê aan sy dienaars, laat ek julle vertel wat die Arameërs aan ons gedoen het. Hulle weet dat ons honger ly. Daarom het hulle uit die laar getrek om hulle in die veld weg te steek en gesê, as hulle uit die stad uittrek, sal ons hulle lewendig vang en in die stad inkom. Maar een van die dienaars antwoord en sê, laat hulle dan tog 5 van die perde wat hier oorgebly het neem. Kyk, hulle is soos 'n hele menigte van Israel wat hier oor is. Kyk, hulle is soos die hele menigte van Israel wat omgekom het. Laat ons die dan stuur en sien. Hulle neem toe 2 strydwaans met perde en die koning het agter die leer van die Arameërs aangestuur en gesê, gaan kyk. En hulle het agter hulle aangegaan tot by die Jordaan en kyk, die hele pad was vol klere, voorwerpe wat die Arameërs in hulle oorhaastigheid gevlug weggegooi het. Daarop draai die boodskappers om en deel dit aan die koning mee. Toe gaan die volk uit om die leer van die Arameërs te plunder en 'n maat fynmeel het 'n sikkel gekos en 2 mate gars 'n sikkel, volgens die woord van die hemelse Vader. En die koning het met die adjutant op wie se arm hy geleun het, oor die poort aangestel, maar die volk het hom in die poort vertrap, sodat hy gesterf het, volgens die woord van die man van God, deur hom uitgespreek toe die koning na hom afgekom het. Want toe die man van God met die koning gespreek en gesê het, môre omtrent sulke tyd sal 2 mate gars 'n sikkel en 'n maat fynmeel 'n sikkel werd wees in die poort van Samaria. En die adjutant man van God geantwoord en gesê het, al maak die hemelse Vader ook die vensters in die hemel, sou so iets nooit kan gebeur nie. En hy het gesê, kyk, jy sal dit
met jou oë sien, maar jy sal nie daarvan eet nie. En so het dit met hom gegaan. Mense het hom in die poort vertrap, sodat hy gesterf het. Tot sover. Hoofstuk 8, die 7 jaar hongersnood, die eiendom van die Sunamitiese vrou. En Elisia het met die vrou gespreek wie se seun hy lewendig gemaak het en gesê, maak jou klaar en vertrek jy met jou huisgesin en vertoef as 'n vreemdeling waar jy kan vertoef, want die Hemelse Vader het hongersnood geroep, wat ook vir 7 jaar oor die land gekom het. Die vrou maak toe haar klaar om dit te doen volgens die woord van die man van God. Sy het getrek met haar huisgesin as 'n vreemdeling 7 jaar lank in die land van die Filistyne en in die land van die Filistyne vertoef. En aan die einde van die 7 jaar het die vrou uit die land van die Filistyne teruggekom en uitgegaan om 'n beroep te doen op die koning vanweë haar huis en haar grond. Die koning was juis besig om met Gehazi, die dienaar van die man van God, te spreek en te sê, vertel my tog al die groot dinge wat Elisa gedoen het. En terwyl die koning vertel hoe hy die dooie lewendig gemaak het, roep die vrou wie se seun hy lewendig gemaak het, juis die koning aan vanweë haar huis en haar grond. En Gehazi sê, my heer, die koning, dit is die vrou, en dit is haar seun wat Elisa lewendig gemaak het. En die koning het met die vrou geondervra en sy het vir hom vertel. Toe gee die koning vir haar sekere hofdienaar en sê, laat haar alles terugkry wat aan haar behoort, en ook die hele opbrengs van die grond van die dag af dat sy die land verlaat het, tot nou toe. Hazael word koning van Aram vanaf vers 7, en Elisa het in Damaskus aangekom terwyl Ben-Hadad, die koning van Aram, siek was, en aan hom is meegedeel en gesê, die man van God het hierheen gekom. Toe sê die koning vir Hazael, neem 'n geskenk in jou hand, en gaan na die man van God tegemoet, en raadpleeg die Hemelse Vader deur hom, en vra, sal ek van hierdie siekte gesond word? En daarop het Hazael hom tegemoet en 'n geskenk in sy hand geneem, naamlik allerhande kosbare goed van Damaskus, 'n vrag vir 40 kamele, en hy het gekom voor hom en gaan staan en gesê, u seun Ben-Hadad, die koning van Aram, stuur my na u om te vra, sal ek hierdie siekte van hierdie gesiekte gesond word? En Elisa antwoord hom, gaan sê, jy sal sekerlik nie gesond word nie, want die Hemelse Vader het my laat sien dat hy sekerlik sal sterwe. En hy het sy gesig strak na hom gerig totdat hy verleë was, en die man van God het geween. En Hazael, waarom ween my heer? En hy antwoord, omdat ek weet watter kwaad jy die kinders van Israel sal aandoen. Jy sal hulle vestings aan die brand steek, en hulle jong manne met die swaard ombring, en hulle jong kinders verpletter, en hulle swanger vroue oopsny. Maar Hazael sê, wat is u dienaar, die hond, dat hy hierdie groot ding sou doen? En Elisa antwoord, die Hemelse Vader het my jou laat sien as koning oor Aram. Daarom het hy vir Elisa af weggegaan, en toe hy by sy heer kom, het hy hom gevra, wat het Elisa vir jou gesê? En hy antwoord, hy het vir my gesê, u sal sekerlik gesond word. Maar die volgende dag het hy die bedsprei geneem en dit in die water gesteek en oor sy gesig uitgesprei, sodat hy gesterf het. En Hazael het in sy plek koning geword. Jehoram en Ahazia, konings van Juda, vanaf vers 16. En in die 5de jaar van Joram, die seun van Agab, die koning van Israel, terwyl Josafat koning van Juda en Joram, die seun van Josafat, die koning van Juda, die koning geword het. Hy was 32 jaar oud toe hy koning geword het, en hy was 8 jaar lang koning in Jerusalem. En hy het gewandel in die weg van die konings van Israel, soos die huis van Agab gedoen het,
want hy het die dogter van Agab as vrou gehad en hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Hemelse Vader. Maar die Hemelse Vader wou Juda nie vernietig ter wille van Dawid sy knegt, volgens sy belofte aan hom, dat hy hom altyd 'n lamp vir sy seuns sou gee. En sy dae het die Edomiete van Juda afvallig geword en 'n koning oor hulle aangestel. Daarom het Joram oorgetrek na Sair en al die strydwaans saam met hom, en toe hy hom in die nag gereed gemaak het, het hy die Edomiete verslaan wat hom omsingel het, saam met die owerstes van die strydwaans en die manskappe het na hulle tente gevlug. So het die Edomiete dan van Juda afvallig geword tot vandag toe. In dieselfde tyd het Libna afvallig geword, en die verdere geskiedenis van Joram en alles wat hy gedoen het, is dit nie beskrywe in die kroniekboek van die konings van Juda nie. En Joram het ontslaap met sy vaders en is by sy vaders begrawe in die stad van Dawid, en sy seun Ahasja het in sy plek koning geword. In die 12de jaar van Joram, die seun van Agab, die koning van Israel, het Ahasja, die seun van Jehoram, die koning van Juda, koning geword. 22 jaar was Ahasja oud toe hy koning geword het, en hy het 1 jaar in Jerusalem geregeer, en die naam van sy moeder was Atalia, die dogter van Omri, die koning van Israel. En hy het gewandel in die weg van die huis van Agab, en gedoen wat verkeerd was in die oë van die Hemelse Vader, soos die huis van Agab, want hy was verswaar met die huis van Agab. En hy het met Joram, die seun van Agab, in die oorlog saamgetrek by Ramot in Gilead teen Hazael, die koning van Aram, maar die Arameërs het Joram gewond, en die koning Joram het teruggegaan om hom in Jesreel te laat genees van woorde wat die Arameërs hom toegebring het by Rama in die oorlog teen Hazael, die koning van Aram. En Ahasja, die seun van Joram, die koning van Juda, het afgekom om Joram, die seun van Agab, in Jesreel te besoek, want hy was siek. Tot sover.